opsomming maak vir die musiek. Dis nie dat ons nie veel musiek wil maak nie. Die klomp mense sommige aand besluit dat ons instrumente aan hulle behoort, so hulle dit vrywilliglik kom haal sonder om ons toestemming te vra. Maar hou net die spasie dop. Binnekort gaan ons die beste kant hê en die hele kant is dop. Mag daar niemand se klomp hoor nie, dat ons allemaal lekker ons gaan die Here se naam groot maak, want hy is goedertier en hy is waar geprys te word. Ek wil julle vra om ons sluit vir die oor, en dan ons gesê dat ons die Lieve Here, wat 'n voorreg het ons hier vanoggend om U die lof, die eer en die aanbidding te bring. Here, dit is 'n voorreg vanoggend om in die huis te wees. Here, dit is so lekker om te weet dat ons vanoggend die naam kan kom groot maak. Lieve Here, ons wil vanoggend net die naam kom prys, die naam kom verheerlik. En die Here net weet dat U naam alleen verhewe en verhoog sal word. Ek wil bid, Vader, dat U met elkeen wat vanoggend hier is, Here, dat U met elke hart sal kom praat. Lieve Here, dat U met elke gedagtegang sal wees. Lieve Here, elke gedagtegang wat in hierdie oomblik maal, bid ek, Here, dat U dit sal vasgevang maak. Lieve Here, dat dit tot lofprysing en tot eerbieding van die naam sal wees. Ek bring vanoggend aan U die lof, die eer en die aanbidding. Ek sê vir U dankie daarvoor, Vader. Amen. Ons eerste koortjie, ons gaan eers bietjie met koortjies met lofprysing begin. Ons eerste koortjie is vanoggend, ek is verlos deur die bloed van die Lam. Ek is verlos
stemme is warm. Myne is koud en raak seer. Ons gaan nou sing, ons wandel in die lig. Die heerlike lig.
Iemand is hier, ek weet, dit is Jesus. Vanochtend van ons bietjie aanbidding moet sit. So ek wil jou vra as ons bietjie aanbidding, wat sou dit vir jou wees? Kom in kontak met die Here. Jesus is vanoggend hier. Hy wil met jou vanoggend praat. Hy wil vanoggend met jou praat. Hy's net so ver weg soos wat jy hom. En as jy bereid is vanoggend om net so 'n bietjie op te maak, is 'n bietjie in kontak met hom. Gaan hy in kontak met jou. Hy's nie so ver soos wat die wêreld vir jou vertel nie. Hy's nie so ver soos wat die mense buite vir jou sê nie. Hy's maar net so naby soos jou volgende gebed. Die gebed met jou hart uit vanoggend wil ek jou vra dat ons dit so saam sal sing. Because he lives, I can face tomorrow.
sien. Die laaste koortjie van afval. All the time. And God is good all the time. All the time God is good. Why would I want to hear this song good? Wat kan hy maar meer vir ons? Skrif sê, as God vir ons is, wie kan teen ons Here, is julle opgekom om hier te wees? Amen. Julle is lekker om hier te wees. Amen. Weet julle wat wonderlik wat lekker is? As jy vyand van jou kom steel, dan wil hy hier daar op die gaan sit. En jy wil optree en hartseer wees en negatief wees. Wat in hier het jy hele weet, nadat dit wat nou gebeur het, waar Sondagsnag. Gereeld wat ek 'n boodskap van iemand afkry dat ag ek kan nou maar sê net voordat ek my vrou gekom het, hier wat van die boodskap is dat die Here iets groots gaan doen. En ek glo dit. Ek hou daarin vas. Want ek weet my God is groot. En by hom is niks onmoontlik nie. Maar weet julle as iets niets moet gebeur, wat moet iets gebeur dat iets niets kan word nie? Iets moet afsterf. Al jou dinge moet verbygaan sodat iets niets kan gebeur. Maar julle die klankinstrumente was oud. Die speaker of die draad was besig om in te gee. Die speakers was besig om te gee. Alles was besig om dood te gaan. En weet jy wat doen die Here? Hy val dit weg, want hy maak ruimte vir iets niets om te gebeur. En nou weet ons, ja, die veld kan dit nou gebruik. Ons bid dat hy sy die Here se naam wel deur ons sal verkeer. Ons bid vir die siele wat dit gesteel het, dat die Here dit tot inkeer sal doen. Al bring hy dit nie vir ons terug nie.
maar dat hulle dan ten minste op bekerings wil profiteer van die Here se naam. Is dit waar? Of is dit gesag? As ek net jou sak uitgesit. Is dit nou beter? Kan jy my nou beter hoor? Of moet ek so praat? My gunsteling posisie om die mikrofoon vasstel. Ja, ek wil eerstens net vanoggend sê, geseënde Christus wees in elkeen. Ek glo tot dusver het almal al 'n geseënde tyd gehad. Almal het al 'n geseënde boodskap gehoor. Iemand het jou reeds geseën. Maar vanoggend wil ek jou weer seën. Ek dink oom Koos het dit hier gelos. En as julle nie sal omgee nie, gaan ek die seën eers op ons uitspreek. Ek verder preek vanoggend. Numeri 6 vanaf vers 24 sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Nou vanoggend is jy geseën. As jy nog nie geseën was nie, dan is jy nou geseën. En ek glo jy voel alreeds welkom hier vanoggend saam met ons om die Here se naam groot te maak. Julle, die een van die redes hoekom ons vanoggend is. Weet julle hoe ons spreek? Hoekom is ons? Jesus is die lig van ons lewens. Nou, of nou die jare, die geskiedkundiges en die slim ouens uitgevind dat hierdie is nou nie werklik die geboortedag van Jesus nie. En ons gaan nie daaroor twis nie, want ons het vandag weer 'n rede om die Here se naam groot te maak. Moet ons 'n dag kies om die Here se naam groot te maak, dan kies ons elke dag. Ek gee nie om of dit nou vandag of hulle sê dis Kersdag nie. Weet julle wat? Dis nog 'n dag om Jesus se naam groot te maak. Ek wil vir julle 'n interessante feit vertel. Weet julle dat baie mense probeer om Jesus uit hierdie feesseisoen uit te haal? Ja. Het julle al gesien hulle sê Merry Xmas? Ja. Of wat is die ander goeders? Daar's 'n klomp goeders wat hulle gebruik. Nou X, glo dit of nie, verwys net terug na Jesus toe. Dit het weer 'n kruisbetekenis. Dis nie weer eintlik net beteken dat Christus eintlik dit is nie. Weet julle dat baie mense in die wêreld gaan soek op waar gaan Kersfees? Weet jy wat vind hulle? Die van Jesus. Is dit nie fantasties hoe dit werk nie? Is dit nie wonderbaarlik hoe dit Jesus eintlik het uitgewerk het? Ja, probeer die wêreld hoe hard dat die Sandra of van Jesus ontslae raak. Hoe meer hulle probeer, hoe meer kom hy tog maar net uit. Vlieg tog hierdie wêreld en sy dinge. Ja, ek wil net vir julle iets anders te vertel. So, daar's 'n bekende sportsman beseer, Tim de Bou, maak nou die saak, jy hom nou ken of nie ken nie. Hy speel Amerikaanse voetbal. En hy het so ding onder sy oog gehad, John 3:16. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Het hy in 'n spel het hy onder sy oog gehad. Nou, daar's baie statistieke wat hy rondom dit gee, maar een van die statistieke wat vir my wonderbaarlik was, omdat hy daai dag ontvang het na die wedstryd, was dit 3,16 miljoen mense het daai versie gaan opsoek nadat hy dit opgesit het. Maar statisties, julle, as jy dink, jy het Johannes 3 vers 16 op en 3,16 miljoen mense gaan soek dit op. Hoe wonderbaarlik is dit? Ons dink ons doen een klein dingetjie, maar jy kan vergroot dit. Die amplifies dit. Ons het vanoggend 'n amplifier nodig om my stem bietjie harder te maak en speakers nodig sodat julle my beter kan hoor. Maar weet jy wat, Jesus het eers 'n speaker nodig nie, want hy sê as ons gaan stil raak, sal die klip uitroep. Ietsie buite sal getuig van sy grootheid, ietsie buite sal vertel van sy guns. Nou vanoggend wil ek nie dit weet nie. Ek wil net vir julle sê dat statistiek wys ons maar dit. Hoe meer en meer mense Christus probeer stil maak, more and more die amplified. Die meer en meer word dit buite uitgebraak. Ons vier vanoggend Jesus. Niks anders nie. Ons vier nie 'n dag nie. Ons is nie besig met 'n Oosterse tradisie nie. Ons is besig met Jesus. En weet jy wat die mooiste wat Jesus gedoen het vir ons? Hy het ons lewe kom gee. As 'n geskenk. Ons het die grootste geskenk alreeds ontvang. Ons het vanoggend in sy huis. Yes. Weet julle dat daar was baie mense van buite wat vanoggend sal wil hê, voordat te hê. Dit is dit wat hy sê. Yes. Ons vat dit partykeer as 'n gemaklike plig. Ons mag hier wees, ons moet hier wees. Dit hier is 'n ware hier reis te voer. Waar hy gee vir ons die geleentheid om hier te sit in die plek en die worship. Hy het hierdie plek uitgesit as 'n aanbiddingsplek.
Ek wil vanoggend met julle gesels, eerstens uit Jesaja 7 vers 14, nou dit gaan nie vanoggend hier op die bord verskyn nie. Ons is dis 'n work in progress. Julle sal maar nou my moet luister. Vir die van julle wat julle wapens saamgebring het, julle hoef nie daar oop te hou nie, ek sal dit vir julle lees. En my hoofteks kan in Matteus 2 wees in elk geval. Hier is maar net bydraende skrifte. Jesaja profeteer. En hy sê Jesaja 7 vers 14, hy sê daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun maak en hom Immanuel noem. Nou julle, hierdie is een van die eerste profesieë wat Jesaja uitgegee het. Nou interessant genoeg, Jesaja al sy profesieë tot vervulling gekom. Of dit nou die oomblik was wat hy dit geprofeteer het, en of het nou later jaar was. Maar nie een keer het die Here nie saamgewerk en dit bevestig nie. Hy sê in Jesaja 9, vanaf vers 5, sê hy, want 'n kind is vir ons gebore. Wonderbaarlik hoe dat hy dit weer profeteer, asof dit al reeds gebeur het. Nou Jesaja was so 300 jaar of dalk bietjie langer voor Christus daar. Maar hy sê vir ons, want 'n kind in hoofletter is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, halleluja, tot vernedering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here, van die leerskare, sal dit doen. En weer eens hier, Jesaja het ook nie geweet wat hy sien. Nee, hy het geweet hy sien iets. Hy het iets uit 'n visioen gehad. Hy het tot die Here gebid moontlik, en die Here het vir hom iets gegee. En hy het 'n woord uitgegee. En moontlik het hy gewonder, Here, ek wonder of dit vir my tyd gewees. Kan dit ook nie vir my seun wees? Alhoewel hy geweet het, dit kan nie wees nie, want die skrif sê duidelik as hy gemaak het. 'n diensmeisie. 'n meisie wat jonk is. Nou, dit is baie interessant om 'n bietjie hieroor gaan oplees. Die skrifte verklaar selfs in die Nuwe Testament dat die Griekse woorde verklaar dat dit 'n diensmaagd was. Met ander woorde, dit was 'n jong meisie. 'n meisie wat nog nie deur 'n man geken is nie, wat nog nooit gesê word. 'n meisie wat nog gerein is. Hoe wonderbaarlik om te weet dat ons koning, ons Vader, nie te sê dat wat het ook al nog onrein, maar dat hy in reinheid gebore is. Dat geen enige iets dit kon verloop. Nou Matteus 2, vanaf vers 1, is ons hoofteks vanoggend. En hy sê, toe Jesus te Bethlehem in Juda gebore is, in die dag van koning Herodes, het daar wysermanne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Nou interessant genoeg, hoeveel wyse manne was daar? Niemand kan vir ons eintlik sê. Ons almal verneem daar was 3 gewees. Maar die verklaring is dat daar was, dat niemand kan sê presies of dit 3 was of nie. Ons weet van 3 geskenke wat hulle aan Jesus gegee het. Maar dit is wat ons weet, of wat hulle dalk meer weet. Maar daar is nie in die skrif gespesifiseer of dit 1, 2, 3, 4, 5 of 10 wyse manne is nie. Hierdie wyse manne is ouens wat baie wys was in die gees gewees. Oom Johan, hulle kon droom uit. Hulle het insig van die Here af gehad. Hierdie ouens was regtig, die skrif of die slimmer ouens, baie slimmer as ek, wat baie meer as ek weet, die teoloog, beweer dat hierdie ouens soos Daniel se vriend, en selfs soos Daniel, 'n wyse manne was, wat die Here deur gepraat het en dinge gewys het. So hulle klassifikasies, nie 'n klassifikasie wat die mense dink dis nou maar net iets wat ons sê nie. Hierdie ouens is geleerde slim ouens, gelei deur die Heilige Gees. En koning Herodes, wat was koning Herodes se plan gewees?
Hy wil nie gehad het dat daar nog 'n koning is opstaan nie. Ja, nee. As in die wêreld het hierdie persepsie gehad dat as Jesus op wanneer hy gebore sal word, dat hy 'n koningskap op aarde gaan hê. Nee. Dat hy die troon van Dawid op aarde sal oorvat. En natuurlik as iemand op ons kroontjies moet sit, dan sal ons wel veg, nee. Ons wil nie hê dat iemand ons plek moet vat. Nou koning Herodes, toe hy dit hoor, kom ek lees in vers 3, die koning Herodes het hoor as hy ontstel, en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes met die volk by mekaar laat kom, en hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het hom gesê te Bethlehem in Juda, want soos daar deur die profeet geskryf het. In vers 6, en hy sê, jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die volste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. In Mikha 5 vanaf vers 1 sê hy, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd uit die dae van die ewigheid. En weer eens is dit weer 'n profesie wat tot vervulling kom. En dan kom by die plek wat niemand gedink het iets goeds uit sal kom. Wie sal ooit kon dink dat iets goeds uit Kaapstad kom? Niemand sal ooit dink dat iets goeds uit Kaapstad kom nie. Ag, kom nou julle, moenie vir my loop nie, ons almal glo dit tog iewers in ons hart. Wat kan tog hier Kaapstad gebeur? Is hier tog hoop en Kaapstad? Baie van ons het tog gedink dat hierdie is 'n hopelose plek. Ja. Ek het in die stad bly ek baie keer gedink dat Here, wat is hierdie dorp hier? Alhoewel ek hier gebore is. Dit is 'n afvoet tog. Dit is tog maar 'n klein dorp. Maar weet jy wat die Here werk in die geringste ou plekkies? Hy kies hierdie plek waar hierdie aarde en hierdie mense van ag is weggestoot is. Hy kies 'n plek nie net om enigiets te doen nie, maar hy kies om 'n koning daar te gebore word gemaak. Die groot ek is. Ja. Hy laat toe dat iemand wat ver bo ons gedagtes daar gebore word. Vir wie tot eer van wie? Tot eer van sy naam. Yes. Maar sodat ons hom kan sien. Sodat ons hom kan prys. Dit is so lieflik om vanoggend te dink, weet jy wat? Kyk, ons gaan dit baie keer vanselfsprekend hê. Om dit te sê. Ons dink ons hoor vanoggend nie. Dus ons raak maar hier terug. Ons vergeet baie keer dat eintlik maar net nog steeds ons koning is. Ja. Ons vergeet baie keer dat die leiding wat hy ons gee, ons dink baie keer aan ons leiding. Maar ons vergeet baie keer vir die leiding wat Jesus teer gegaan het. Ons sê in vers 7, toe Herodes die wyse man in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurige ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. Vers 9, en nadat hulle die koning afgehoor het, het hulle vertrek, en kyk die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit tot hy kom en bly staan bo die plek waar die kindjie was. Dit is interessant om te dink dat die Here het geweet dat hy moes 'n ster stuur om hierdie wyse manne na Jesus toe te lei. Ja. Die koning van alle konings moes sy heerskappy afstaan om in 'n klippie te gaan lê. Ja. Hy moes die minste word. Die minste. Dink gou daaraan, hy kom uit die bloedlyn van Dawid uit. Dawid was 'n koning. Ek het met my vrou in die week te gesels met haar oor te sê vir dis my slaaf. Hy kom uit 'n koninklike geslag uit. Maar hy was op die minste en op die laaste plek sy gebore. Ja. Op die veragtigste plek, wie hier in hierdie plek vanoggend sou in 'n perdestal of in 'n koeistal gebore sou geword het. Ons sou nie daai keuse gehad het iemand. As ek seker die tannies moet vra, dink julle dit sou 'n gemaklike plek gewees het om die kind te kry? Nee. Dink van net aan die rivier. Vergeet nou van die strooi en al die ander goedjies. Dink net van aan die reuke waar ons gaan.
Ongemaklik, kan jy nou? Ek dink nie van ons sal dit ook geraak het nie. 'n paar van ons sal so 'n paar minute daar binne bly, dan sal ons dink, jy kom. Dit is te veel vir ons. Maar Jesus is op die laagste plek gebore. Hy moes sy heerskappy in die hemel neerlê. Een van die hoogste rangordes moes hy neerlê om 'n geskenk te word vir my en jou vanoggend. Hy moes sy goddelike gestalte neerlê om deur vlees gebore te word, sodat ons vandag in vryheid kan leef. Sodat ons vandag hier kan wees. Niemand ons goed is. Niemand ons het verdien. Waarom ons sy genade so ver gestrek het, sodat ons hom kan vereer. En toe die ster sien het hulle met baie groot blydskap verneem. Hierdie wyse man het geweet dat hulle nou Jesus het. Ek wil vanoggend vir jou vra dat jy vanoggend instap, as jy verleef, as jy opgekom, as jy regtig opgekom word. Ek wil vir jou vanoggend sê dat weet jy wat, blye dag, as 'n blye dag, Jesus presies met. Ons 'n blye dag, toe ek weet dat as ek in die Vadershuis en stap of hierdie nou aanbiddingsplek is, wat op rede wil noem vanoggend. Maar weet jy wat ons moet verheug raak om te weet dat ons is nog een weer gemeente met Jesus toe. Weet jy dat dit is nie die enigste plek waar ons vanoggend kom of nie, jy kan in jou binnenkamer wees. Dit kan in jou kar op wat kerk toe gewees. Dit kan enige ander plek vanoggend gewees. Maar ons het vanoggend die voorrecht om met koning ewig te kom. En ek weet nie van jou nie, maar ek het vanoggend sy teenwoordigheid hier ervaar. Ek weet hy is vanoggend nog steeds hier. Hy stil as die liefde word. Weet julle wat, daar is 'n spreekwoord wat sê elkes is liefde word. Dat Jesus is liefde word. Deur al die eeuwe heen. Deur al die eeuwe heen. Is alles besig om uit te verdoof. Alles is besig om te verdwyn. Selfs hulle probeer om Jesus uit Kerstyd uit te haal. Maar dit gebeur nog steeds nie. Want hy bly nog steeds die een waaroor Kersfees gaan of 'n feesseisoen gaan. Hy is nog steeds die een na wie ons verlang wanneer ons dink aan 'n Kerstyd. Hy is die een nog steeds na wie ek verlang as ek in die oggend wakker word. Wanneer ons daai geskenk het om ons oogies op te maak, om my asemteug te neem. Weet jy dat die eerste asemteug wat jy neem, dat God se Gees vir jou longe vervul. Dit is nie per se dat ons vanoggend kan asemhaal nie. Dis nie vanoggend net, dis net 'n gewoonte. Ons moet 'n gewoonte om asem te haal. Weet jy dat dit God se Gees is wat weer vanoggend weer teruggeblaas word in jou longe en dit word weer om jou te vul. Dis nie jou net tot jou gebruik eintlik nie. Ons het 'n genade kans om dit te gebruik. Maar selfs wanneer sug, is dit 'n probleem dat die slim mense sê dat Yahweh, hulle het al seker van het gehoor, skies ek baie spreekie van die preek af, vergewe my. Maar ek hierdie, dis waar hy Jesus ons God beskryf het nou. Toe Moses al vra wat moet ek doen? Dis het. Yahweh is hierdie asemhaling, is jou asemteug. Weet jy dat jou asemteug om vanoggend verhoog? Weet jy dat jou asemteug vanoggend besig is om God te verheerlik te stel? Weet jy dat wanneer jy net sê dat hy jou aanhoor en dat hy jou roepstem ken? Weet jy dat selfs toe hy daar by die krib is, het hy gehoor dat daar siele is wat na hom roep? Selfs toe hy daar op sy nederigste, sy kleinste oomblik was, want weet jy wat, van voor hy gekom het, het hy geweet dat hy te doel op aarde. Het hy daai asemhaling gehoor en hy het geweet die siel in die buite wat tot redding moet kom. Hy het geweet van sy geboorte af dat my tyd op aarde nie lank gaan wees nie. Hy het 'n goddelike doel gehad. Hy het 'n goddelike koning of hy het 'n goddelike doel, 'n koninklike doel gehad. Weet jy wat 'n koning se werk is nie om vir altyd op aarde te leef nie. It's to leave a legacy for the next generation. Dit is om iets hier agter te
agterlaat, sodat die volgende generasie weer iets het om na te leef. Dis wat koningskap vir ons moet eintlik beteken. Dit wat ek hier agterlaat, moet deur die eeue heen nooit kan uitsterf nie, want dit moet nog steeds verheerlik word. Christus word deur die eeue heen verheerlik. Hy het nie uitgesterf nie. Hy is nooit uitgewis nie. Hy word nog steeds uitgeleef vandag. Deur wie word hy uitgeleef? Ons vandag. Ons kan dalk vanoggend sê, ek het dalk nie koninklike status nie. Maar weet jy wat, jy het die hemelike status. Omdat ek am heaven bound, ek weet nie van julle nie, maar I am heaven bound. Ek is nou op pad hemel toe, nou wyk ek te ver af, verskoon my. En sê, toe hulle die ster sien, was hulle verheug in vers 11, en hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria, sy moeder gevind, en neergeval om hom hulde te bewys. Daarom maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke. Goud, wierook en mirre. Het julle al ooit gesien dat iemand net by 'n kindjie gaan neersak en die geskenke net by hom gaan neerlê of by hom gaan? Nee. Nie sommer nie. Want 'n kind, wat gaan 'n babatjie met dit maak? Wat gaan 'n babatjie maak met goud? Met wierook, met mirre. Dat is interessant, goud. Hoekom dink julle sal 'n goud daar neergelê het? Goud is koning. Dis 'n koning vir hulle, dis 'n geskenk aan die mense wat 'n koning bring. Dis 'n halder wat ek aan koning bring. Dis die beste. Dis een van die diermetale wat ons in elk geval vandag het. Dis nie die duurste nie. Wierook. Wanneer brand iemand wierook? En dan bid. Wanneer ons kan bid kom, dan is dit wierook. Weet julle dat die skrif sê dat in die waskommer, is ons gebede in waskommer, en dit word 'n reukwerk vir die Here, soos wierook. Hy neem dit dan aan, wanneer dit in sy dan neem hy dit en dit gaan in sy wese en dit word deel van hom. Weet jy hoe voorreg is ons eintlik vanoggend om te doen wat ons doen? En dan mirre. Nou mirre was nou die een van die moeilikste gedeelte. Want dis die einde. Dit voorspel die einde van hom. En dit is 'n koning hier opgedag. Hy was verlewig gewees, mense het maar bid. En die mirre het dan as 'n einde voorspel, die walse wat gebruik, omdat die lijk op die walse. Nou vanoggend gaan ek nie oor dit wat Jesus, dit wat hy vir ons gebring het. Maar ek wil vanoggend jou vra, wat het jy vanoggend vir Jesus? Nee. Jy sien wat baie keer wil ons geskenke hê. Ja. Here, antwoord my gebed. Here, sien my nog raak. Ja. Ag Here, my gebed is seker maar nog iets en wyn, soos wat die Engelsman sal sê, ekskuus nou vir Engels. Ek verleer dit nog. Dit wat ek doen, is nutteloos. Ja. Maar weet jy wat, baie keer kos het van ons om 'n geskenk aan Jesus te bring. Ja. Nou natuurlik gaan ons onsself vra, hoe kan ek 'n geskenk bring aan die Here? Weet jy dat jou lofprysing is 'n geskenk aan hom? Ja. Om so 'n bietjie net in jou kamer rond te loop en te sê, Here, ek loof U, ek prys U. Of vanoggend so 'n bietjie in die kerk te kom stap hierdie rondte en te sê, Here, ek wil U loof, ek wil U prys. Of vanoggend hier in die huis van die Here te wees, weet jy, dit is 'n lofprysing, dit is 'n opoffering. Ja. Jy moes opgestaan het. Jy moes aangetrek het. Jy moes klaargemaak het. Amen. Jy het vanoggend 'n geskenk, jou aanbidding. Weet jy, dit is iets wat ek agtergekom, ek weet nie of ek so, ek dink jy beklap aan ons dorp is 'n bietjie minder. Maar in die stad het ons nie om dankie te sê. Ons is nie meer dankbaar. Yes. Weet jy, om net weer te kom en te sê, Here, ek is so dankbaar vir wat ek het. Amen. Here, dankie vir my vrou. Dankie vir my man. Nie my man, die hele manne. Dankie vir my kinders. Amen. Dankie vir my werk. Dankie vir my kar. Here, dankie vir besittings. Jy weet ons dis materialistiese dinge. Dit behoort nie aan ons nie. Dis 'n Godgegewe gawe. Om 'n besitting vandag te hê, weet jy, dis 'n Godgegewe gawe. Dis nie jou nie. Die Here vertrou ons toe met sekere dinge. Weet die Here vertrou my toe. Weet ek sê dit is Jesus, ek het vanoggend sê, maar weet jy hoe voorreg is ek vanoggend hier te staan?
Here vertrou my met sy mees waardevolste besittings vanoggend, sy skapies. Hy vertrou my met die mees waardevolste ding vanoggend. Weet jy dat hy so ver van hy sê, ek is die herder. En Here laat my kom herder te wees vir skapies. Hoe bevoorreg is ek nie vanoggend om hierdie te staan nie, hoe bevoorreg is julle nie vanoggend om hier te sit en nie om my te luister nie, hoor. Julle is vanoggend bevoorreg om hier te sit, om julle die herder se stem te hoor. Amen. Gehoorsaamheid, weet julle, dit is nog 'n ding. Dit is baie keer nie gehoorsaam. Baie keer kom die Here na ons toe, hy sê vir ons, hy, maak so, hy, so dit verdaai. Ag, gee gou daai persoon op toe. Weet jy dat ons sê, die Here nie weet. Wag net 'n bietjie, ek is net 'n bietjie besig. En dan vergeet ons dit. Weet jy wat gebeur? Dat ons nooit daarop uit nie, dan mis ons die blessing wat ons saam. Ja. Ons gehoorsaamheid is nog 'n geskenk in Christus Jesus. Amen. Om te luister en te doen soos hy ons beveel. Weet jy, ek wil vandag met julle getuienis deel, as julle my so begin. Ek sit eendag as 'n jong man in diens voor in die kerk, aspireer om eendag te dien toe te gaan. En ek sit so voor in die kerk en ek voel die Here druk duidelik. Al sit so jong en so agter daar op Harry omtrent, so dis kies daar is dit nou hier uitbly vanoggend. As hulle jong man omtrent waar Barry sit. En die Here sê vir my stap rond. En ek dink, Here, die slaap. Is teruggetrok. As dit nie vir my jeugleer was as ek wagtig, want ek ken jou. Ek het 'n persoonlike verhouding met jou, ek kan dan voor maklik met jou praat. Weet jy, ek raak besig met die Here en ek worstel met die Here en ek sê, Here, die Here hou my aan, hy druk my. En ek iets heel terug dat ek genoeg manne by mekaar geskrap. Ek so omdraai, as een van die pastore besig met daai jongman. Dank die Here, daar was iemand anders wat gehoorsaam was. Maar weet jy, ek het sleg gevoel vir 'n tyd want ek was ongehoorsaam in die Gees van die Here. Julle dit is stryd dat ons weer gehoorsaam maak in die Gees van die Here. Ek wag dat iemand vir jou sê, ekskuus, ek wil net vir julle sê kom. Ek wil dit nie op die platform sê, die Here vir my kwaad is. Maar moenie wag dat ons weer sê om iets te doen. Amen. Weet jy, as die Here iets op of iemand se hart lê, doen dit. Amen. As jy van my gaan wag en jy lank wag hoor. Amen. My ma het 9 maande vir my gewag. Dit het oor die 30 jaar vir my gevat om tot hierdie bediening te kom. Dit was 'n lang pad. Jy gaan lank vir my wag as jy moet doen. Ek gaan doen wat ek die oomblik voel, die Here lê op my hart. Maar moet nie wag vir iemand om vir jou te sê, doen so van bid vir hulle en wel gedaai in. Ja. Doen dit. Doen dit. Wees jy gehoorsaam aan die Gees van die Here. Weet julle nog dat ons moet diensbaar wees? Ja. Weet jy hoe belangrik is dit om diensbaar te wees? Amen. Dis 'n groot geskenk. En vanoggend seker die grootste ding wat ons aan die Here kan gee. Ja. Ons sien. Jy sê, Here, dis iets. Yes. Amen. Ek wil dit doen. Ja. Here, ek staan met dit. Wil jy dit nie weer in besit neem van my? Wil jy nie weer die koning van my hart word? Julle, dit is so belangrik vir ons in hierdie tyd. Ek weet nie van julle nie. Maar ek besef nou meer as ooit van tevore ons tyd te wees in my kant. En vergun my as ek het elke diens van hier af hier moet sê. Ek sê dit nie omdat ek snaaks wil wees en omdat profete dit jare terug te sê nie. Ek sê dit want ek sien dit in die tekens van die dag. Tyd is besig om uit te hou. Tyd is nie meer aan ons kant. Hoe alles wat jy kan doen, maak seker, hier het jou hart. Ek wil met hierdie kort gedeelte afsluit. Jy weet dat Jesus het op 'n stadium met hy gesit. Hy sê disippels is nou. Terwyl hy daar sit, het een van die vrouens op beste vir my gekom. En julle het die verhaal onthou. Maria het 'n salf oor die nag is oor die dierste olie wat op daai onder was. Die herde kruik wat sy gehad het, sy gevat.
gehoorsaamheid, diensbaarheid. Die beste wat sy gehad het, sy is voor Jesus se voete gaan sit, en sy het hom gesalf. Nou vanoggend keer van die Here, weet julle wat? Daar is baie dinge wat ons vanoggend kan sê. Maar Jesus het die grootste geskenk vir ons gegee, dit is sy lewe. Hoeveel te meer staan ons nie van begin, maar hom gegee. Ek vra jou nie, ons vra, die Here vra jou nie vir jou, ek vra jou nie vir jou nie. Ek vra jou net om kerk te doen. En die Here vra net jou. Hy vra net 'n bietjie van jou. Hy vra net 'n bietjie van jou. Hy verlang net so 'n bietjie na jou. Het jy al ooit daai verlange gevoel, hoe as jy net daar in die buiteland is en jy dink aan jou vrou en jou kinders? Daai gevoel, ek mis verlang by die huis te wees. Weet jy dat die Here baie keer daai selfde gevoel van my en jou? Wat hy net so 'n bietjie, het jy al ooit daar gesit en jy dink, Here, ek wil net so 'n bietjie bid. Yes. Here, ek wil net so 'n bietjie met U gesels. Het jy al ooit daai gevoel gehad in jou hart? Yes. Weet jy, dit is die tyd vir die Here en sy Gees na jou roep en sê verlang net so 'n bietjie meer. Verlang net so 'n bietjie meer. Julle ons moet weer daai verlang in ons hart hê om te sê, Here, ek wil my beste vir die allerbeste. Amen. Ek is klaar vanoggend. Ek het beloof dat ek gaan nie lang diens wees nie. Want julle wil seker familietyd hê. My stem gaan dit ook nie veel langer hierna maak nie. Julle, dankie dat julle vandag hier was. Dankie dat julle by die huis van die Here. Amen. Dankie dat julle vanoggend plek maak en tyd maak vir julle. Ek weet nie dalk as iemand is wat dalk voel, hulle wil hulle harte vir die Here gee. Nou, ek weet 'n Kersoggend of dit is nie eintlik 'n oggend waar ons 'n uitnodiging gemaak. Maar ek voel in my hart as daar iemand is wat vanoggend voel wat nog meer aan het voor van die Here gee. Wil jy nie die Here vanoggend kans nie? Wil jy nie vanoggend net klop op daar waar jy sit? Wat kom nie jou voet? Kom sluit dalk nie voor. Kom op broer, my iemand kyk voor die Here. Dalk waar jy sit vanoggend. En jy voel dalk, Here, ek het 'n verlange na U. Here, ek het 'n roep na U. Wil jy nie net vanoggend, ek gaan net bid. Ek het eers Sondags gebed wat ek wil nie. Jy kan self maar die Here roep as jy wil vanoggend. Hy ken jou hart, so jy weet wat hy weet meer as wat jy nodig het vanoggend. Die Here, ons wil vanoggend vir dankie sê vir die goedheid, die guns en die genade. Die Here, ons is so dankbaar dat ons hierdie oggend tot eer van U naam kan gebruik. Here, dankie dat ons vanoggend net die naam van U kan gee. Here, dankie dat ons vanoggend net aan U die aanbidding kan doen. Liewe Here, hier is kom siele in U huis vandag. Liewe Here, hier is dalk 1 of 2 of 3 harte, Here, wat vanoggend by U roep. Here, wat dalk na U smeek en wat dalk sê, Here, hier is ek. Hierdie is dalk my laaste hoop, hierdie is dalk my laaste kans. Here, wil ek bid dat U met hulle vanoggend in hierdie vertrek sal ontmoet. Die Here, wil ek bid dat dit wat gestel en hier staan, Here, dat U dit hier sal verwyder vanoggend. En dat hulle harte ten volle by U sal uitkom. Ek wil bid, die Here, dat U naam in hierdie plek vanoggend sal verhoog word. Here, ek wil bid vir elkeen vanoggend hier uitbeweeg dat die naam onder hulle geprys sal word. Die Here, ek wil bid en ek wil my roep vanoggend. Here, en ek wil dankie sê vir dit wat U vir ons gegee het. Here, dankie vir die geskenk van lewe elke dag. Here, dankie vir die geskenk wat ons het vir mekaar as familie, vriende. Here, kollegas. Here, geliefdes van mekaar, dankie vanoggend vir alles wat U vir ons gegee het. Ek wil bid dat die naam vanoggend so verder sal vereer word. Dat die naam vanoggend hier verder sal geprys word. En Here, waar ons vanoggend dan verder uit mekaar uit beweeg, dat die naam so sal geprys word. Here, waar ons by familie by mekaar kom. Dat ons van U alleen die lof, die eer en die aanbidding sal bring. Ek dank en ek eer en ek loof U daarvoor. Amen. As julle my sal vergun, my siekie voel, hy wil bitter graag toe. Ja, ek weet nie wat hy gaan sê nie. So vergewe my,
Maar hij wil aanvallen, hij wil het vergeten deel met weer. Hij wil je al die dingen focus gelegenheid gehad. En hoe we later gaan, heeft gezegd hij komt speciaal voor ons volgen. Joshua 1 vers 9 sê moenie bang wees nie, wees sterk en moenie bang wees nie, want die Here is waar. Amen. Die skrif sê ons soort is bloot ek kon dit allemaal nie geloof is ons draai ons seun om iets te doen, ywerig te wees. Dit is 'n voorreg om die Here te dien. Maar ek weet nie hoe jy ons ook die diens afsluit as ons nie omgee nie. As ek kom nie vir omgerief nie. Gaan ons dan so saam staan asseblief. Ons sluit die oor. Here die woordjie dat sê glad day when I was born again. Maar dit die blyste dag wat hierdie aarde ongetref het. Here, want dit gee elke mens hoop. Dit gee elke mens 'n toekoms. Dit gee almal van ons verwagting, Here. Ons kan na U toe kom wanneer ons dood is, wanneer ons bly is, wanneer ons siek is, Here. Wanneer ons afhanklikheid het. U is daar vir ons. Baie dankie vir vandag. Ons eer U daarvoor. Gisterand ook hy kleintjie so in die konversie so toegedraai sien. Ek dink kyk, U was net so. Net so gekom. Dat U ook in die konversie toegedraai het. So het U die wêreld ingekom. Om 'n verskil te maak. En ek bid dat elkeen van hierdie kinders wat hier is in ons huis verskil sal maak in hierdie jaar wat voor. Dat U naam geëer en verheerlik sal word. Gaan so met elkeen vandag, seën elkeen. Here, dat ons almal 'n bietjie tyd sal maak vir U. Here, ons vir U plek sal gee in ons hart. Ons eer U daarvoor. Seën hom wat die woord gebring het. Amen. Here, seën hom met 'n dubbele mate van U gees. Ons sê dankie daarvoor.